Goeiemôre almal. Ek gaan vandag met julle praat oor die ruil van die krone. En ek wil julle moet kyk na hierdie skildery en ek wil julle moet sien dat daar's 2 krone. Kan julle dit sien? Daar's 'n doringkroon en daar's 'n goue kroon. Johannes 3 vers 16 sê, want Jesus het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eersgebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hebreërs 2 vers 9 sê, maar ons sien Jesus gekroon met eer en heerlikheid op grond van sy lyding en sy dood. Eerste het Jesus 'n doringkroon gedra. Dorings, pyn, lyding. Dit is die kroon van lyding. Maar hy het besef om homself te verneder, sodat die mensdom gered kan word. Maar deur die kruis is die ruil gemaak. Die dorings is geruil vir heerlikheid. Dit is die kroon van heerlikheid. Jesus sit aan die regterhand van God, ver verhewe bo alle magte en kragte. Maar wat is die ruil van die krone dan? Jesus het dorings gedra, sodat ons die kroon van die lewe kan dra. In Jakobus 1 vers 2 staan daar, geseënd is die man wat versoeking verduur, want hy sal die kroon van die lewe ontvang. Die ewige lewe. Dit is wat die kroon van die lewe is. Hy gaan die ewige lewe ontvang. Kom ons kyk na Matteus 26 vers 6 tot 12. Die vraag is nie net of is jy gekroon nie, maar ook wat gaan jy met jou kroon maak? Kom ons kyk na Matteus 26. En toe Jesus in Betanië was, in die huis van Simon, die Melaatse, kom 'n vrou na hom met 'n albaste fles met baie kosbare olie. En sy gooi dit op sy hoof uit, terwyl hy aan tafel was. En toe sy disippels dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waarvoor is hierdie verkwisting? Want hierdie salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee geword het. Maar toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle, waarom val julle die vrou lastig? Want sy het goeie werk aan my gedoen, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Ek wil hê julle moet iets sien, sit net eers vir my Lukas se skrifgie ook op, Lukas 7. Dit is dieselfde storie wat in Lukas deurgegee is. En in Lukas staan daar, en een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die fariseër gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n albaste fles met salf gebring. Sit vir my weer die eerste Matteus op asseblief. Ek wil hê julle moet sien. Hierdie 2, Matteus en Lukas, praat van dieselfde vrou. Matteus praat van 'n onbekende vrou. Maar Lukas praat van 'n sondaar. Sy het die olie, die kosbare nardesolie, het sy gevat, en in Matteus sê dit, en sy het dit oor sy hoof gegooi. Sy het dit oor sy kop uitgegooi. Presies soos wat die profete, die konings in die dae van ouds gesalf het. En dan kyk ons na Johannes, ek wil vir my Johannes opsit. En ek wil hê julle moet sien, dis nie dieselfde storie nie. Maar dit is ook die kosbare nardesolie. Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het, en wat hy uit die dode opgewek het.
Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei en Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardesolie geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Ek wil hê julle moet sien, in die vorige stuk in Matteus en in Lukas, het hulle gepraat van 'n onbekende vrou, en Lukas praat van 'n sondaar. Maar in Johannes praat hulle van Maria. En dit was gewees net nadat Lazarus uit die dood uit opgewek was. Dit was aan die huis van Lazarus. Want Martha en Maria het hom bedien. Jy gaan nie in iemand anders se huis bedien nie. Terwyl in Matteus sê hulle, dit was in die huis van 'n tollenaar of 'n fariseer. Dit is 2 verskillende huise, dit is 2 verskillende salwings. Ons sien ook dat die olie, die kosbare nardesolie, is oor Jesus se voete gegooi. Nie oor Jesus se kop, soos in die eerste geval nie. Albei hierdie vrouens het Jesus op 2 verskillende tye gesalf, toe hy nog op pad was na die kruis. Waar een 'n sondaar was, om Jesus se koningskap aan te kondig. Albei hierdie vrouens het buite hulle kultuur opgetree. In daardie tyd het vrouens nie sommer in 'n huis ingegaan, waar daar mans was, en aan 'n rabbi gevat nie. Die vrouens se hare was hulle kroon. Hulle hare was bedek gewees, wanneer hulle in die openbaar was. Maar wanneer jy weet wie Jesus is, breek jy deur tradisie. Breek jy deur kultuur. Jy breek deur mense se opinies. Kom ons kyk na die kosbare nardesolie. Hulle was nie suinig met hulle aanbidding nie. Hierdie 2 vrouens het alles oopgebreek en alles uitgegooi op Jesus se kop en op Jesus se voete. Hierdie olie was 1 jaar se salaris werd. En dit is hoekom ons sê, hulle aanbidding hulle was nie suinig met hulle aanbidding gewees nie. Dit is wat ware aanbidding doen. Dit hou niks terug vir die koning van konings nie. Maria en hierdie sondige vrou wat hulle van praat in Lukas, het die ruil van die krone verstaan. Ek het groot geword in 'n huis waar daar baie liefde was. Ek het eers nadat ek al uit die huis uit was en tot bekering gekom het, het ek besef dat daar baie seksuele ongeregtigheid in my ouerhuis was. My pa was 'n kunstenaar. Hy het geverf. En hy het baie naakte vrouens geverf. Ek onthou in die agterkant van sy kroeg was daar in elke deurtjie 'n naakte vrou gewees. Ons is so gewoond daaraan gewees. Dit was so normaal dat ek nie eens geweet het dit is verkeerd nie. Maar en dan het ek vir baie jaar lank in my lewe het ek gesukkel met gevoelens van ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie mooi genoeg nie. Ek is nie maar genoeg nie. Ek is nie waardig nie. En ek moes by 'n plek kom waar ek die ruil van die krone verstaan. Ek moes by 'n plek kom waar ek deur my verlede gewerk het. Waar ek besef het, maar Jesus het gesterf aan die kruis, sodat ek vry kan kom. Ek moes besef dat, en ek wil vir julle sê, dat wanneer ons voor Jesus kom, en ons bring ons verlede, en ons bring ons pyn, en ons bring ons sonde na hom toe, hy was ons skoon, hy vat ons skuld, en hy gee ons 'n nuwe naam. Die vraag is weer, dit is nie net of is jy gekroon nie, maar wat gaan jy met jou kroon maak? 'n gekroonde het 2 posisies.
Die eerste posisie is om te kniel. Aanbidding vind plaas by Jesus se voete, nie op 'n troon nie. En die tweede posisie is stort uit. Wees braaf genoeg om jou trots, jou parfuum, jou lewe te offer, want jy dra die kroon van die lewe. Hoe gebruik Jesus jou kroon? Dit bring ons by die groot opdrag. In Matteus 28 vers 19 staan daar: Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan kom ons by Romeine 12 vers 6 tot 8. Hoe gebruik ek my kroon? Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Ons elkeen het iets gekry. Ons het elkeen iets wat ons kan gee. Ons kan almal iemand bemoedig. Ons kan almal gee. Ons kan almal dien. Ons kan almal help. En as ons ander help, dan help ons hulle met blymoedigheid. Elkeen van ons het iets gekry wat ons kan gebruik. Die vraag is, het jy jou kroon van die lewe gekry? Het jy jou hart vir die Here gegee? Het jy Jesus aangeneem as jou verlosser? En dan, wat gaan jy met jou kroon maak? Ek voel die Here, Amarien, kan jy net vir ons vorentoe kom asseblief? Ek wil hê jy moet onthou wat Maria gedoen het en wat hierdie vreemde vrou gedoen het en waar hulle gebreek het deur tradisie, waar hulle deurgebreek het deur kultuur, waar hulle deurgebreek het deur mense se opinies en waar hulle gaan sit het by Jesus se voete en waar hulle hom gesalf het, waar hulle die kosbare nardesolie uitgegooi het op sy voete. Dit was 'n jaar se salaris werd. Hulle was nie suinig met hulle aanbidding nie. Hulle het geweet wie Jesus is. En nou vra ek dat ek wil graag drie groepe mense uitroep. Niemand gaan weet waarvoor jy opstaan nie. Ek vra dat die Here vir jou die vrymoedigheid sal gee om deur te breek vandag. Want ek vertrou die Here om iets groots te kom doen. As daar iemand is wat voel dat hy nog nie die kroon van die lewe gekry het nie, of dat hy nog nie, of dat hy nie seker is of hy die kroon van die lewe gekry het nie, of hy seker is dat as jy vandag doodgaan, gaan jy hemel toe nie, is die eerste mense wat ek uitroep om op te staan. Die tweede is, as jy sukkel met jou identiteit, as jy voel jy is nie goed genoeg nie, jy is nie waardig genoeg nie, jy is nie mooi genoeg nie. Ek vertrou die Here om vir ons 'n nuwe naam te gee, as dit jy is. En dan die derde groep mense wat ek wil uitroep is, as jy vandag wil deurbreek na 'n nuwe plek toe, as jy wil deurbreek na 'n nuwe plek van aanbidding, soos Maria, wat nie omgegee het waar sy is nie, of haar hare bedek is nie, of hoe duur hierdie olie is nie, waar sy Jesus gesalf het. As jy vandag wil deurbreek na 'n nuwe plek van aanbidding, 'n nuwe plek waar jy met Jesus kan connect,
dan wil ek hê jy moet opstaan. Ek vra nou dat as jy een van hierdie 3 is, dat jy sal opstaan. Niemand gaan weet wie jy is nie. Ek wil hê ons met almal saam die gebed doen. Ek wil hê ons met almal saam die gebed doen, om ons hart vir die Here te gee, sodat ons niemand blootstel nie. As daar iemand is wat dit nou gaan bid nie, kan ons dit almal saam doen. Ek gaan vooruit bid en dan kan julle dit net agter my aanbid. Here, ek kom vandag na U toe. Ek besef ek is 'n sondaar. Ek kom en bring al my sonde vandag vir U. Ek glo dat U gesterf het aan die kruis vir my sonde. Ek nooi U in as my Heer en my Koning. Amen. Bly staan asseblief. Jesus, dankie dat Here, ek kom vandag en ons bid vir elke persoon wat voel sy identiteit, waar hy voel, hy is nie goed genoeg nie, is nie mooi genoeg nie, is nie maar genoeg nie, is nie waardig nie, ook Here, waar ek wil ook bring ons verlede, Jesus, waar ons weet, ons verlede was, Here, ons is stikkend as gevolg van ons verlede, Here, ons verlede staan vir ons uit soos 'n seer oog, ons verlede is iets wat die heeltyd opduik, dis iets wat die heeltyd na vore kom, dis iets wat my die heeltyd potjie. Here, wil ons vandag kom en ons bring ons verlede, ons bring ons verlede voor U en ons vra Here dat U vandag kom en Here, dankie dat U aan die kruis gesterf het, sodat ons klaar kan maak, Jesus. Here, ja, daar's mense wat ons seer gemaak het, daar's mense, Here, wat vir ons name genoem het, daar's mense wat ons so seer gemaak het, Here, dat ons voel ons kan hulle nie vergewe nie. Maar Here, vandag kom ons en ons bring daai mense voor U. Here, ons vra dat ons vandag kan klaarmaak met ons verlede. Here, dat ons kan klaarmaak met die pyn, met die lyding, met die dorings, soos wat Jesus dit gedra het, Here. Ek bid dat ons daai prentjie sal sien, dat Jesus het gekom om ons pyn op hom te vat. Jesus het gekom, hy het daai dorings gedra. Hy het homself verneder aan die kruis vir my en vir jou. En ek wil hê jy moet vandag sien, Jesus het dit klaar gedoen. Jesus sê, it's finished. It's done. Dit wat gebeur het, is klaar. Jesus het gesterf aan die kruis. Here, ek bring elke emosie wat ek het. Ek bring elke gevoel wat ek het, Here, van dit van my verlede. Elke plek waar ek gevoel het, ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie waardig nie. Here, elkeen van ons het iets wat die vyand ons genoem het. Elkeen van ons het 'n naam wat hy ons genoem het. Waar hy ons genoem het, maar jy is niks. Jy is niks werd. Here, ek vra vandag dat U vir elkeen sal wys, wat is daai naam wat Satan vir hulle gegee het? Wat is daai naam wat elke keer opkom, wat elke keer uit die verlede uit opkom, en jou laat voel, maar jy's niks. Jy's niks, jy's minder as niks. Jy's nie goed genoeg nie, jy's nie mooi genoeg nie, jy's nie maar genoeg nie. Jy's rubbish. Jy sal nêrens kom nie, jy sal niks bereik nie. Wat is daai naam wat Satan vir jou gegee het? Miskien as 'n kind, miskien as 'n groot mens. En Jesus sê, vandag kom ek, en ek kom wis daai naam uit. Vandag kom sê ek vir jou, jy is goed genoeg, want ek het gesterf aan die kruis vir jou, want ek het jou gemaak. Ek het jou in jou moederskoot gevorm. Miskien het jou ouers jou nie beplan nie, maar ek het jou beplan. Ek wou jou gehad het. Miskien het jou ouers gevoel jy is nie goed genoeg nie, en gedink jy's niks, en gedink jy's rubbish. Nee, ek nie. Jesus sê, ek het jou beplan, al het jou ouers jou nie beplan nie. Ek het jou lief gehad, nog voordat jy
in jou moeder se skoot vas, het ek jou gekroon. Here, dankie dat U vir elkeen nou kom wys. In Jesaja 62 vers 4 staan daar, jy sal nie meer die verstote vrou genoem word nie, of die verstote man genoem word nie, en jou land nie meer die een wat verlate is nie. Jy sal genoem word die een vir wie Jesus die Here liefhet, en jou land die een wat aan die Here behoort. Die Here het jou lief en jou land behoort aan hom. Here, vandag kom gee ons verlede. Ons gee ons lewe. Here, U sê ons is nie verstote nie. Here, U sê ons land is nie verstote nie. Ons familie, Here, is nie verstote nie. My gesin is nie verstote nie. Here, ons land, dit wat ons in is, dit wat ons is, ons huis. Here, ons kom en ons vat vandag terug wat die vyand kom steel het. Here, ons kom en ons vat dit terug en ons sê, ons kom en ons plant en ons sit ons plant vandag 'n vlag en ons sê, Jesus, this is redeemed by your blood. Hierdie grondgebied is teruggevat deur Jesus se bloed. Hierdie bloedlyn is teruggevat deur Jesus se bloed. Here, ons kom en ons bring ons sondes voor U vandag, Here. Ons weet elkeen, is daar iets wat jy wegsteek. Miskien is daar pornografie. Miskien is daar, wat ook al. Bring dit net voor die Here. Maak daai deure toe. Maak daai deure toe vandag en ons sê, Here, ons kom terug na U toe. En dankie Jesus, dat U sê ons is nie verstote nie, maar U is lief vir ons. Here, dankie dat U vir ons 'n nuwe naam gee. Ek wil net so 'n paar sekondes gee. Here, dankie dat U vir elkeen kom wys sy nuwe naam vandag. Dankie Jesus vir 'n nuwe naam. Jy is die een wie die Here liefhet. Jy is die een wat aan die Here behoort. Die Here het jou lief en jou land behoort aan hom. Dan kom ons by die derde een, wat ons gevra het, die wat vra om deur te breek na 'n nuwe plek van aanbidding. Jesus, dankie dat ons dit kan kry deur geloof. Dankie Jesus dat ek dink nie ons kan ooit op 'n plek wees waar ons genoeg aanbid nie. Ek dink nie ons kan op 'n plek wees waar ons U liefhet soos wat U ons het nie, Jesus. Ek vra Here dat U ons kom breek, dat U kom ons losmaak van tradisie, dat U ons kom losmaak van kultuur, dat U ons kom losmaak van mense se opinies. Here, maar dat U ons kom en dat U vandag kom en die woord sê, Jesus gaan voor ons uit, te breiker. Hy gaan voor ons uit, hy breek die baan oop. Here, dankie dat jy ons vandag kom deurbreek na 'n nuwe plek toe. As jy die Here vertrou om deur te breek na 'n nuwe plek toe, gee net 'n tree vorentoe as 'n profetiese aksie. Sê Jesus, ek gaan deur op geloof. Here, ek breek vandag deur. Here, ek wil by U voete sit soos Maria. Here, ek wil, as die sondige vrou, wat ek seker is, sy het by die Here uitgekom, want sy het geweet wie hy is. As 'n sondaar Jesus se koningskap kan aankondig, hoeveel te meer is ek nie goed genoeg nie. As dit in die woord in die Bybel staan, en dit word van generasie na generasie gelees, dat Jesus, dit word gelees dat hierdie sondige vrou Jesus se koningskap aangekondig het, Jesus gesalf het, omdat sy gehoorsaam was. Here, as 'n sondaar dit kan doen, hoeveel te meer is ek nie goed genoeg nie. En dankie Jesus, dat ons kan deurbreek vandag op geloof. Dis iets wat ek moet voel nie, dis nie iets wat ek hoef nie goosebumps te kry nie, ek moet dit net vat en sê, Jesus, ek stap deur, hierdie deur,
Here, dankie vir 'n nuwe deur wat in die Gees oop staan en Jesus, vir die wat daar wil deurstap, staan hy oop. En vanoggend sien jouself deurstap, deur hierdie deur na 'n nuwe plek. Jesus, breek ons vandag deur die Afrikaners se religion, die Afrikaners se kultuur, die Afrikaners se tradisie, van jy word gesien, maar nie gehoor nie. Here, ons breek deur vandag. Here, dankie dat ons die kroon van die lewe op ons kop het. Here, ek vra dat elkeen vandag, wat nog nie daai kroon op sy kop gehad het nie, vandag sy lewe vir U gegee het, en elkeen wat getwyfel het, daai kroon vandag kom opsit op jou kop. Here, dankie. Dankie Jesus dat U ons gekroon het. Dat ons die kroon van die lewe kan dra, Here. Dankie Jesus dat U gesterf het en dorings gedra het vir ons.